Geliefdes, julle sal sien op die borde dat ons het so 'n klein bietjie van 'n afwyking van ons gewone preekreeks. Vanoggend kom die woord van die Here na ons toe uit die boek van Genesis. Genesis 3 vers 1 tot 13. Waar ons nou die hele tyd vir die laaste 12 weke al in Openbaring, die laaste boek in die Bybel is ons nou vanoggend in die heel eerste. Sommer daar vroeg in Genesis 3. Ons lees Genesis 3 vers 1 tot 13, daarna sal ek weer vir ons fokusvers herhaal. Die slang was listiger as al die wilde diere wat die Here God gemaak is, en het vir die vrou gevra, het God werklik gesê, julle mag van geen boom in die tuin eet nie? Die vrou het die slang geantwoord, ons mag eet van die vrugte van die boom in die tuin. God het net gesê, ons mag nie eet van die vrugte van die boom in die middel van die tuin, en ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet, en dan sal julle soos God wees, deur wat julle alles kan ken. Toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet en mooi om na te kyk en begeerlik omdat dit kennis kan gee. En sy het van sy vrugte gepluk en geëet. Sy het ook vir haar man by haar gegee en hy het ook geëet. Hulle albei se oë gaan toe oop en hulle besef dat hulle kaal is. Toe werk hulle vyeblare aan mekaar en hang dit om vir klere. Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel teen die tyd dat die aandwind opkom. En die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. Maar die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra, waar is jy? En die mens antwoord, ek het u hoor wandel in die tuin en ek het bang geword want ek skaal. Toe het ek weggekruip. Die Here God vra toe, hoe het jy te wete gekom dat jy kaal is? Het jy tog nie van die boom geëet waarvan ek jou verbied het om te eet nie? Die mens het geantwoord, die vrou wat u my gegee het om my by te staan, sy het vir my van die boom se vrugte gegee en ek het geëet. Toe vra die Here God vir die vrou, wat het jy nou gedoen? En sy sê, die slang het my mislei en ek het geëet. Ons lees net tot daar. Ons fokus vers 9, maar die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra, waar is jy? Ons tema van vanoggend wat kom uit ons fokusvers, God soek ons op sodat ons en ons kinders 'n verhouding met hom kan lewe. Deur jou te doen is die aarde vervloek. Dit is 'n kragtige stelling. Dit is 'n harde waarheid. Dink nou net as jy daardie persoon was in die tuin van Eden, waar die Here gesê het, deur jou te doen, deur dit wat jy gedoen het, is die aarde vervloek. Dit is hard. Adam kry die skuld, maar in hierdie skuld sien ons steeds die wonderlike ontferming van die Here. Alhoewel daar straf is, wanneer die Here sê, deur jou te doen is die aarde vervloek, sien ons tog hoe die Here, die Vader, uiteindelik ook ontferming bied vir sy kind. Ons elkeen ken hierdie verhaal. As daar nou een verhaal is in die Bybel, Noag en die ark, is dit waarskynlik hierdie verhaal wat elkeen van ons ken van kind af. Ons sien hierso die sondeval. Ons sien die berou wat daar ook is van die mens. Maar dan iets wat ons baie keer vergeet, want ons kyk so vas aan die vrug, appel, peer, wat ook al dit is. Ons kyk so vas in hierdie vrug en hierdie boom, dat ons nie raak sien hoe die Here uiteindelik uitreik na die mens en hom opsoek nie. Die mens het berou oor die sondeval wat plaasgevind het in die tuin van Eden. Hy het berou oor sy optrede wat nou net plaasgevind het. Die vrou het nou vir die man die vrug gewys en gesê, eet en proe, en hy het geproe en hy het geëet en daarso is die sondeval. Dit word duidelik in vers 10, waar ons sien hoe Adam en Eva wegkruip. As jy mos nie sonde gedoen het, sou jy mos nie weggekruip het, vriends nie.
Dink maar daaraan soos 'n kind wat 'n tennisbal vir cricketbal deur 'n ruit slaan en dan gaan kruip hy weg want hy is bang vir die pak slaag wat hy gaan kry. My pa gaan dit hoor. En dan gaan ek my pak slaag gee. En dan gaan ek waarskynlik die sakgeld kry wat ek die venster vervang. Ek kruip weg. Adam en Eva het weggekruip want hulle het geweet hulle het iets gedoen wat verkeerd is. Ons het hier hoor wandel in die tuin en bang geword. As hulle nie sonde gedoen het nie, as hulle nie teen die wil van God gegaan het nie, hoekom kruip hulle weg? Reg deur die skrif sien ons die oomblik wanneer die Here teenwoordig is daar verandering by die mens. Gewoonlik, die meeste van die tyd wanneer die Here teenwoordig is, dan is daar 'n blydskap, 'n vreugde, opwinding, want die Here het ons gehoor. Maar nou trek ons weg, dat ek iets gedoen wat verkeerd is. Soos dat ons herhaaldelik hierdie skrif sien, is daar hierdie tendens van die mens. Ons doen iets, die Here praat, die Here reageer, en ons skryf weg want ons het sonde gedoen. En die teendeel is ook daarvan waar. Ons roep tot die Here want ons het hulp nodig en die Here gee uitkoms en dan sal vreugde. Ons sien Adam en Eva doen die teendeel. In plaas daarvan om tot die Here te gaan, kruip hulle weg. Geliefdes, wat 'n slegte voorbeeld is hierdie vir ons nie. As ons die Here hoor in die tuin wandel, hoekom sal ons nie juis na hom toe wil gaan nie? Hoekom sal ons nie na hom toe wil gaan wanneer ons in sonde verval het nie? Hoekom wil ons bly lê in die modderige slyp van sonde? Hoekom staan ons nie op en hardloop juis na die Here toe? Hulle oë het oop gegaan en hulle het besef hulle is skaam. Toe werk hulle 5 dae aan mekaar. Dis baie belangrik, net ook vir die kinders onthaalwe, wanneer ons hierso sien hulle was kaal, hulle het besef hulle is kaal, beteken dit nie dat kaal sonde is nie, dit beteken hulle is kaal voor die Here in hulle sonde. Hulle is skaam oor dit wat hulle gedoen het. Vers 11, om hierdie wonderlike, pragtige woorde dan van die Here. Hoe het jy geweet, jy is kaal? Die Here wil agter die spreekwoordelike kap van die Bybel. Nie omdat hy nie weet nie, want hy weet reeds wat plaasgevind het. Maar hy vra dit, want hy wil betrokke wees in elke deel van Adam en Eva se lewe, maar so ook in elke deel van my en jou lewe. Indirek sien ons hier, sonder om dit in soveel woorde te stel, dat God betrokke is by sy skepping en sy skepsels. Die alwetende God, die een wat reeds weet wat Adam en Eva gedoen het, wil steeds by hulle self hoor. Hy nader tot hulle self om te hoor wat aangaan. En dan echo dit so mooi wanneer ons sien in Filippense 4 vers 4 tot 7, waar Paulus aanmoedig, gaan na die Here toe in gebed met alles wat jou pla. Gaan na die Here toe in gebed, in smeking en in danksegging. Maar in Adam en Eva hulle hardloop weg. Dit kruip weg, tussen die bosse, tussen die bome. God weet klaar waar het sonde plaasgevind. God weet klaar, hulle was ongehoorsaam teenoor sy wil, maar tog soek hy hulle op. Ons het besef dat ons is nie klein gode wat ons eie probleme en situasies kan uitsorteer nie. Daarom juis gaan na die Here toe. Want Satan het so maklik vir die vrou gesê, maar dan gaan julle soos God word. En inteendeel het die mens nie soos God geword nie. In vers 4 en 5 sien ons hoe die Satan die mens probeer oortuig. Julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat julle oë sal oopgaan en die dag as julle van daardie boom eet, en dan sal julle soos God wees, deurdat julle alles ken. 3 dinge het Satan vir die mens beloof. Die eerste een, jy sal nie doodgaan. Die tweede een, jou oë sal oopgaan. Die derde ding, God, dan sê jy word soos God en alles ken. Ons sien dat Satan het gekom met halwe waarhede na die mens toe. Want alles wat hy gesê het werklik nie waar gemaak, soos die mens het nie dood gegaan. Maar, iets groters het gebeur. Die mens het geestelik dood gegaan, en in die ewige sonde en die straf in die oog gestaar.
Dis hoe Christene steeds vandag nog deur Satan mislei word, gevlous word, gemanipuleer word. Deur Satan wat halwe waarhede bring, en dan lyk dit soos totale waarhede. Ja, die mense het nie dood gegaan. Fisies, letterlik het die mense nie dood gegaan op daai oomblik. Maar hy het dood gegaan ewig in sonde val. Die ewige dood in die gesig gestaan. Ja, die mense oë het oopgegaan. Hulle het besef dat hulle sonde gedoen het in die teenwoordigheid van God. En ja, hulle het tot 'n mate geword soos God, in die sin van dat hulle geken het tussen wat goed is en wat sleg is. Want hulle voor die sondeval was daar nie goed en sleg vir die mense gewees nie. Hulle het net geleef in verhouding saam met die Here. En toe besef hulle en hulle ken. Hulle weet wat goed en wat sleg is. Die mense het daadwerklik homself in 'n moedelose situasie laat beland. Die mens het weggekruip. Maar so sien ons dat die Here die mense nie net gelos het. Die Here het nie net gesê, maak soos wat jy wil, jy maak in appels soos wat jy wil nie. Baie van ons het al daai woorde gehoor, wanneer iemand iets doen, en jy sê nie saam met hulle nie. Jy doen net na wat jy wil, doen net wat jy wil. Maar die Here het dit gedoen met sy kinders. Hy het dit nie gedoen met Adam en Eva nie. Hy het gesê, waar is jy? Waar is jy? Hy vra dit nie om hulle uit te trap nie, hy vra want hy soek verhouding met hulle. Hy wil weet waar hulle is. Waar is jy? Die Here kom soek die mens op. Hy doen eers iets van sy kant af. Herhaaldelik hierdie skrif sien ons dit. Die Here doen iets van sy kant af en dan reageer die mens daarop uit dankbaarheid uit. Waar is jy? Die Here wat alomteenwoordig is en alwetend is, het presies geweet waar Adam en Eva is. Maar hy het hulle geleentheid gegee om ook tot hom te nader, wanneer hy tot hulle nader. En dit is nie net die fokus wat ons hier sien, maar ook die diepe bedoeling deur die eeue van God. Hy gee om vir sy kinders. Waar is jy? Soos 'n vader wat omgee vir sy kind. God die Vader wil sy kinders nie net los daar in die sonde waar hulle self bevind nie, maar hy roep uit tot hulle. En hierdie versorging beklemtoon dit ook uiteindelik hoe waardevol ons verhouding met die Here is. Alhoewel daar gevolge gaan wees vir die sonde wat in plaas gevind het, sal nog steeds deernis en omgee, regverdigheid. Daar sonde gedoen, so daar moet 'n straf wees. Want sonde kan nie in die teenwoordigheid van die Here wees nie. Maar tog kom die Here steeds. En hy vra, waar is jy? Elke mens is deur Adam in die sondeval gedompel. Maar baie jare later kom daar uiteindelik rede. Deur Christus. Die een wat ons sonde se straf kom dra het. Die een wat wanneer God vra, waar is jy? Amper spreekwoordelik op 'n menslike vlak waar ons kan sê, ons hupstoot gee en sê, Here, hier is hy. Die dienaar, wat weet ek is sondig en het gebreke. Christus het dit vir ons bewerk. Ons hoef nie meer weg te kruip nie. Ja, ons het sonde dalk gedoen, maar ons hoef nie weg te kruip nie. Ons kan dit bring voor die Here in gebed en smeking. En voor hom dit bely en bekeer daarvan. En hoe wonderlik is dit dat ons uiteindelik ook sien, hoe wanneer ons gedoop is, word daardie sonde ook afgewas, en kan ons lewe as 'n nuwe mens in Christus. Vanoggend het ons juist die geleentheid om saam deel te hê aan die sakrament van die doop. Waar ons sien, daar is nog 'n verbondskenk wat bygevoeg word in hierdie lang lyn van geslagte na geslagte na geslagte. Waar die Here vra, waar is jy? Ek het jou nie gelos nie. God los ons nie om self plan te maak nie.
Hy stuur vir ons Christus om ons straf te dra. Hy stuur Christus om ons te kom herstel in hierdie verhouding. Hy stuur Christus om 'n lewe te gee daar waar eens dood was. Hy voorsien vir ons, hy versorg vir ons. Hy vra vir ons, waar is jy, my kind? Jy is gedoop, jy is my eiendom, jy is myne, waar is jy? Ons bely die doop is 'n teken en 'n seël. Wat beteken dit wanneer ons sê die doop is 'n teken en 'n seël? Kom ons maak dit baie prakties en baie eenvoudig. Baie van ons, daar's nie een van ons wat waarskynlik nou nog nie al iets gekry het deur Takealot of Courier of enige so iets. Daar's 'n pakkie wat kom na jou voordeur toe en op daai pakkie staan jou naam. Daai pakkie sal sê Erasmus Venter. Of ook, sit jou eie naam daarso neer. Dit beteken hierdie pakkie behoort aan is die eiendom van Erasmus Venter. Jou eie naam aangevoeg. Dit is die seël. Dit is myne. Dit is my pakkie. Niemand anders gaan hierdie pakkie kry nie, ek gaan my pakkie kry. En dan die seël of die teken is wanneer daardie item uiteindelik vir die persoon gegee word wat dit gaan aflewer vir ons, dis eintlik die teken om te sê maar dit kom by die regte bestemming uit. Die doop is 'n teken wat ons herinner dat ons God se eiendom is, deur sy liefde en sy genade ingesluit by die verbondsvolk. Die seël is dat ons verseker alleenlik aan hom behoort. Liefdes, hoe wonderlik is dit dat wanneer ons dit besef, dat wanneer hy vra, waar is jy? Dan is die Vader wat omgee vir sy kind. Dat ons kan weet, dat ons hoef nie te lê in die modderige slyp nie, maar opstaan uit die sonde en bekeer. Vanoggend wanneer ons die doop sien, moet ons dit nie net sien, en sien daar's 'n bak met water nie. Sien dit en beleef dit, ervaar dit, neem deel aan die doop deur te sien wat God destyds ook vir jou gedoen het. Deur jou in te sluit en deel te maak van sy eiendom. Sien die teken en onthou dat God jou lief het. Dat wanneer jy leef en wel in sonde verval en hy sê, waar is jy? Reageer daarop. Dis jy is sy kind. Amen.